Ons lees vanmôre dan verder by Matteus. Ons het verlede week geëindig by die einde van hoofstuk 10. So ons gaan nou oor na 11 toe. So ons gaan 11, soos ek vir u genoem het, sal ons 11 dan nou hierdie eerste 19 verse vanmôre en dan 20 tot aan die einde volgende week as die Here wil. En dan sal ons nou sien, gaan ons met 12 aan of gaan ons terug na Exodus? Ons Exodus reeks wag nog om voltooi te word, daar by hoofstuk 13 en verder, so moontlik Exodus dan. Ons sal sien. Maar nou eers 11. Matteus 11, die eerste 19 verse. Ek het gedink dit gaan nou 'n maklike deurpreek wees. Want Matteus is mos nou so maklik. En toe loop ek my naam vas, hoor. Dan loop jy jou vas, dan besef jy, nee. Nee, Matteus is nie so eenvoudig nie, en soos jy verlede week gesien het, daai konteks van Matteus 10 is so belangrik. As jy daai konteks weggooi, dan kan jy jy hoef nie eens te praat oor die hoofstuk nie. Dit het ons gesien, hè. Nou, 11. Toe Jesus klaar was, nou praat hy natuurlik direk oor wat nou in 10 gebeur het. Toe Jesus klaar was met die opdragte aan sy 12 disippels, het hy daarvan dan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek. Johannes, dis Johannes die Doper, het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge, want Johannes die Doper het ook disippels gehad, het hy 'n boodskap aan Jesus gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Kan jy dink, dis die man wat by die Jordaan gestaan het en gesê het, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld. Kan jy glo, dis dieselfde man. Is u die een wat sou kom? Met ander woorde die Messias, of is daar iemand anders wat ons moet verwag as die Messias? Kan jy dink dat 'n mens so kan duik? Jesus antwoordde hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En elkeen, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere? Nee. Kyk, die wat deftig aantrek, kry mense in paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Kom uit Maleagi. Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as Johannes die Doper. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het, moet luister. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kindertjies wat op die markpleine vir mekaar sit en roep, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle het gesê hy is van die duiwel besete.
Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. En hulle sê, kyk, 'n vraat en 'n wynsuiper. 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op. En sy werke bewys dit. Ons lees net tot sover saam uit die Here se woord en ons gaan nou stukkie vir stukkie hierdie gedeelte vers vir vers dissekteer en die betekenis daarvan probeer naspoor. Dit is eintlik 'n bevrydende waarheid hierdie hoofstuk, moet ek sê. Want jy weet, is 'n bevrydende waarheid dat die Here nie kom doen het wat ons wil hê hy moet doen nie, en dat hy kom doen het wat ons nie wil hê hy moet doen nie. Dis die bevryding. Wat wil ons hê hy moet doen? Ons wil hê hy moet aan ons verwagtinge voldoen en dit het hy nie kom doen nie. Wat wil ons nie hê moet hy doen nie? Ons wil nie hê hy moet ons lewens heeltemal omdop van bo tot onder en ons heeltemal verander nie, en dit het hy kom doen. So hy het kom doen wat ons nie wil hê nie. En nie kom doen wat ons wil hê nie. Maar dit is ons bevryding, vriende. Dit is ons bevryding. As ons 'n Messias gehad het, wat aan ons verwagting kon voldoen het, wat in ons boksie inpas, dan was ons pateties gewees. Pateties. Pateties. Jesus is nie 'n armstoel studeerkamer sittende leier nie. Hy doen self wat hy vir die 12 gesê het, hulle moet gaan doen in hoofstuk 10. Die Bybel sê, toe hy klaar met hulle gepraat het, en vir hulle uitgestuur het, toe wat doen hy? Wow, ek moet eers weer 'n week by die see bietjie gaan ontspan. Nee, hy begin onmiddellik na dorpe en stede gaan en preek. Presies wat hy in 10 gesê het, hulle moet doen. Dit doen hy. Want hy is die herder wat? Vandag se boere jag die skaap. Ek weet, ek was op Eendekuil, ek het gesien wat die boere met die skaap doen. Die boere jag die skaap van agteraf met 'n hond of ry sommer met die bakkie agter hulle aan en jag hulle. Maar in die ou tyd en in vandag se Midde-Ooste, verstaan ek dit nog steeds, het hulle herders wat voorloop. En die skape ken die herder en vertrou die herder en loop agter hom aan. Kyk vers 10, kyk vers 1. Kyk vers 1, kyk op die bord, kyk vers 1. Toe Jesus klaar was met die opdragte aan die 12, het hy daarvan dan weggegaan see toe. Nee, om die mense in hulle dorpe te gaan leer en vir hulle te gaan preek. Dis die tipe leier wat Jesus Christus is. Dis hy wat in Matteus 20:28 vir die mense gesê het, die seun van die mens het nie gekom na die wêreld om gedien te word nie, maar om te dien, met 'n voorskoot aan. Dis die tipe leier wat ek wil volg. Dis die tipe leier wat ek wil volg, maar die harde werklikheid, liewe vriende, is dat, en dit is die harde werklikheid wat die Bybel nie skroom om uit te spel nie, is dat die grootste geloofsgetuies van Christus ook soms krisisse en tronkdae en twyfelvrae belewe en insinkings belewe. Dit is die werklikheid waarmee ons te doen het as ons nou die fokus na ons toe moet draai. Dis waar. Ons kan dit nie ontken nie. Hier sien ons hierdie man van God, Johannes die Doper, 'n man wat so vuriglik vir Jesus as die Messias aangewys het. Hier is hy nou vasgekeer in 'n donker sel, want Herodes het hom daar laat toesluit, omdat hy Herodes en sy goddelose sogenaamde vrou vreesloos aangespreek het oor hulle goddeloosheid en sedeloosheid. Het Herodes hom laat toesluit. Kyk vers 2, hy sê,
Johannes, dis die doper, nie die apostel nie, het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En het toe sy volgelinge met 'n boodskap na hom toe gestuur om vir hom te vra, om hom 'n vraag te vra. Met ander woorde, hierdie gevangeniskonteks het nie ingepas by Johannes die Doper se verwagtinge van die Messias nie. Dis nie hoe hy gedink het die Messias, dis nie hoe hy gedink het die Messias wat hy self aangewys het sal optree nie, want die Here Jesus doen absoluut niks om hom te help in die tronk nie. Hy doen niks om hom te bevry nie. Hy spreek nie 'n woord om hom in sy verknorsing te help nie. Niks. Nou sit hy daar. En hy sit daar onskuldig. Hy sit daar omdat hy die Here gedien het. Hy sit daar omdat hy God se woord vreesloos verkondig het. Nou sit hy daar. En Jesus doen niks. Met ander woorde, Jesus is nie in sy boksie nie. Hy pas nie in sy boksie van verwagtinge, die boksie van sy persoonlike verwagting van hoe die Messias nou veronderstel is om te doen. Dit werk nou nie. Nou begin hy twyfel. Nou val hy in 'n gat. Maar die wonderlike ding is dat alweer spreek sy ervaring van die Here, dit wat hy van die Here verwag en geglo het, draai hy nie weg van die Here af in sy twyfel nie. Maar hy gaan na hom toe. Hy kon nie fisies na hom toe gaan nie, want hy's in die tronk. Hy stuur sy disippels na hom toe met sy twyfel en met sy kwelvrae. Hy verval nie in 'n bitterheid nie, hy gaan na die Here toe in wie hy twyfel. Gaan hy met sy twyfel en hy soek by hom die bron. Soos Psalm 42 sê, my siel, waarom is jy so onrustig in my? Vertrou op God. Dis wat Johannes die Doper doen. Hy is vasgevang. Hy is nie net vasgevang fisies nie. Hy is ook vasgevang emosioneel. Hy is vasgevang geestelik. Hy sit daar met vrae, teleurstelling. Jesus stel hom te leer. Hy kan nie kop of stert uitmaak van wat die Here besig is om te doen nie. Maar hy gaan soek antwoorde by hierdie onverklaarbare vreemde Messias. Niks skei hom van Christus nie. Hy laat niks toe om hom weg te dryf van Christus nie. Want Jesaja 40 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En hulle vaar op met vleuels, sê die Jesaja, soos die arende. Jy sien, mens moet dit baie mooi sien hier, wat hier gebeur, is hoe dat Johannes die Doper vir ons, ek wil nie sê 'n voorbeeld nie, maar hoe dat 'n mens daar 'n geestelike beginsel sien wat ons ook moet sien. En dit is om wanneer ons probleme met God ontwikkel in ons gemoed, om na God toe te gaan daarmee, en nie weg te draai na ander bronne nie. En wat was die vraag wat in Johannes die Doper, dis 'n skokkende vraag. Dis 'n skok, ek moet sê, dis skokkend. Dis is 'n eerlike, skokkende vraag wat in sy gemoed gelewe het. Is u die een, kyk daar op die bord, vers 3, is u die een wat sou kom? Met ander woorde die Messias, of moet ons dalk 'n ander Messias verwag? Met ander woorde, hy is in 'n worsteling, daar's vraagtekens in sy gemoed oor hierdie man vir wie hy self as die lam van God aangewys het. Jy sien, selfs toegewyde kinders van die Here, en Johannes die Doper, ek meen, hy was aan die brand. Hy was aan die brand. Hy was aan die brand, maar selfs toegewyde kinders van die Here kan in 'n moeras van twyfel en wroging verval oor klomp redes, maar veral ook wanneer God anderster doen en werk as wat jy verwag het hy moet. As hy nie is soos jy dink hy is nie. Dis nie blaatante ongeloof hierdie nie. Dis nie wat dit is hierdie nie. Hierdie is 'n opregte soeke na sekerheid. Is Jesus regtig die verlosser wat God beloof het? En die antwoord op daai vraag is twee goed. Die antwoord is die skrif, in daai geval die Ou Testament, die skrif en dit wat jy sien wat Jesus doen, en hierdie twee klop met mekaar. Dit klop met mekaar. Dit pas by mekaar. Want die Ou Testament het tog gesê, die skrif het tog gesê wat die Messias gaan kom doen. Hy gaan genees, hy gaan herstel, hy gaan goeie nuus bring,
uit die profete uit. Dit sê die Bybel. En wat hoor en sien Johannes nou? Hy is in die tronk, maar wat hoor en sien nou hy wat Jesus doen? Presies hierdie goed. Met ander woorde, sou hy nou, is die vraag, sou hy nou by 'n punt kon kom om sy verwagtinge aan die woord te meet, nie aan sy emosies nie, selfs wanneer sy omstandighede nie sin maak nie, maar om die Bybel te vat, byvoorbeeld Jesaja, en dit te meet en te kyk, wat sê die skrif oor die Messias, sodat sy boksie die woord word, want dan gaan hy vir Jesus in die boksie sien. Maar as die boksie sy kop is, sy denke is, sy logika is, sy gevoel is, sy emosie is, alles intern is, wel dan gaan Christus nie in die boks pas nie. En dis wat gebeur het. Maar kyk hoe hanteer Jesus, ek het dit eintlik nou reeds gesê, maar as jy kyk hoe hanteer Jesus, dis eintlik vir my baie wonderlik, moet ek vir u sê, om hom dop te hou, om te kyk hoe die Here Jesus die twyfelvrae van Johannes die Doper, hierdie toegewyde man van God, hoe hanteer Jesus hierdie vrae? Hy redeneer nie, hy raas nie met hom nie, maar hy wys vir hom op die dinge wat hy kan sien en hoor wat Jesus doen. Hy sê vir sy disippels, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Met ander woorde, kyk hoe klop dit met wat die Ou Testament gesê het ek sal doen. Kyk, hier sê hy dit. Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes, net vers 4, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Sy. Kan jy sien Jesus se antwoord? Jy hoor geen veroordeling uit sy mond nie, niks nie. Jy hoor nie dat hy raas en skel oor Johannes nou in so gat is nie, niks nie. Maar jy hoor dat sy antwoord sê dat dit alles gegrond moet wees op God se beloftes in die Bybel, in die profete wat nou sigbaar vervul word. En noem dit op, Jesaja 35 sê, dan sal die oë van die blindes oopgaan. Jesaja 61 sê, God sal hom salf om goeie nuus te bring. En dit het gebeur. Jy het die Bybel en jy het die vrug. Dit pas by mekaar. Dit klop. Jou emosies, klop nie. Maar die Bybel en wat gebeur, klop met mekaar. Daarom moet jou hart daarby aanpas. Jy moet jou boksie vervang met 'n ander ene. Kyk na die vrug. In Johannes 5 net terloops, in Johannes 5 vers 36 sê die Here Jesus op 'n stadium vir die mense, die werke wat die Vader my gegee het om te doen, getuig van my. Getuig van my. Jy sien, geloof rus nie op gevoelens nie, rus nie op omstandighede nie, maar op wat God werklik doen, wat God sê. Hoe klop dit met die skrifte? Daarop rus my geloofsvertroue. 'n Mens weet dit so goed in gebed, nie waar nie? Party dae is jou gebed hoog, ander dae dan voel alles soos kurk. Dit voel vir jou of die dak is van koper. Dit voel vir jou asof dit 'n nuttelose oefening is. Dit het alles te doen met die hart. As jou hart voel soos 'n kurk, hy's droog, hy's soos die sand van die Sahara, dink jy dis hoe God is? Dink jy dit is hoe God teenoor jou is? Dis wat die duiwel wil hê jy moet glo, maar dis allermins die waarheid. Want wat die Bybel sê hoe God teenoor jou is, bly altyd dieselfde, of jy nou waters van strome van lewende water in jou hart voel, en of jy kurk en droogheid voel, die Bybel bly dieselfde. Daarom bly wie dieselfde? Wie weet? Martie, logies. God. As die Bybel dieselfde bly, dan bly God dieselfde. Wat verander is my binneste. Satan wil hê u en ek moet na ons binneste kyk en wegkyk van die Bybel af. En dis wanneer ons dikwels in 'n groot geestelike stryd beland. Wie weet waarvan ek praat? Dat jy soms in 'n groot gat jouself bevind, omdat jy hierdie beginsel nie verstaan nie. Dit is tog 'n eenvoudige beginsel om te verstaan, maar omdat jy die beginsel nie verstaan het nie.
Dit wat gehoor en gesien kon word van wat Jesus doen, het perfek geklop met wat Jesaja, die profeet en ander profete gesê het. Die tong van stommes sal juig. Lam mense gaan begin spring soos bokke. Dowes se ore gaan oop. Blindes sal sien. En aan armes gaan die evangelie, dit beteken nie net die wat materieel arm is nie, want hulle hoor makliker, dit is waar, maar veral die wat geestelik, arm van gees is, sê Jesus later in Matteus 5. Die blye boodskap is nie vir mense wat sê, ek het gearriveer, jy kan dit vir my, nee, ek het nou my foutjies natuurlik, ek het nou my probleempies en goedertjies, maar moet nou nie dink dat ek nou so, jy weet, verlore is nie. Vir so 'n mens beteken die evangelie niks. Maar vir die wat arm van gees geword het, stikkend in die grond, lê voor die Here en sê, Here, U is al wat ek het. Vir so 'n mens is die evangelie van betekenis. Kyk hoe stel Jesus dit in vers 5. Hy sê, blindes sien, dis die goed wat Johannes nou moet kyk. Lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek. Lazarus byvoorbeeld, die weduwee van die seun van die weduwee van Nain, wat daar die begrafenis stoet lewendig geword het, en aan armes word die blye boodskap verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Jesaja het dit gesê, hoor, Jesaja 61 het gesê, God gaan die Messias salf, dat hy die evangelie aan die armes kan verkondig. Is lewende woorde hierdie vriende, is nie droë beloftes nie. En vandag hier in die begin van 2026, het Jesus nog net so opgestaan, is hy nog net so lewend as wat hy was verlede jaar. Jesus se krag verander 'n mens, selfs blindheid word sig, krepelheid word dans, armoede word rykdom van genade, want die koninkryk is hier. En baie gelukkig is die mens wat nie twyfel in hierdie evangelie nie. Dis 'n gelukkige mens. Dis 'n gelukkige mens wat God op sy woord kan vat. En wat kan sê, die Here het dit gesê, ek kies met my wil om dit te glo. Die saak is afgehandel, baie dankie, halleluja, prys sy Here. En nie te sê, hierdie kant, speel my hart saam, speel my ervaring saam nie. Dis wanneer 'n mens die fout maak. Dis 'n gelukkige mens, sê Jesus. Vers 6, daar sê hy dit. En gelukkig is elkeen, hy verwys natuurlik terug na Johannes, gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Dis 'n gelukkige mens. Party mense wat glad nie in die woord van die Here glo nie, sien ons dikwels, dink hulle is gelukkig. Maar die geluk waarvan hulle praat is 'n geluk wat maar net eindig weer by die graf. Dis 'n geluk, dis net tydelike goeders. Dit beteken nie, dit is nie regtig diep nie. Dit is nie diep nie. Dit is tydelike goed. In Romeine 9 sê Paulus, God sê, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoot. Dis Christus en 'n rots van struikeling. En die een wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Nooit nie. Die rots van struikeling is Jesus. Hy gee aanstoot. Sy boodskap gee aanstoot. Mense struikel oor hom in hulle miljoene. Maar die wat werklik op hom hulle siel neerlê, sal nooit teleurgestel word nie. Waar dink jy, waar is Johannes die Doper nou? Nie daai vraag verwag jy nie. Met oortuiging kan ek sê dat hy by God in Christus is. Hy het maar net 'n tydelike fase deurgegaan. Trouwens, sy worsteling diskwalifiseer hom nie van die hemel nie, want dan moes die hele lot van ons moes al in die hel gewees het. Dit is Christus se genade wat sy redding is, waaraan hy ten diepste toe vasgehou het. Weet jy wat? Ek wil hierdie geheim met u deel. Weet jy wat? Dis die ernstige mense met die Here wat sulke vrae stuur na die beraders toe.
Die ou wat nie waaragtig niet gemaak is in sy siel nie, sal nie, om die mooi Afrikaans te gebruik, sal nie bodder om eers met sy vrae na iemand toe te gaan nie. Hy roem selfs in sy twyfel. Maar die mens wat ernstig is, dis die mens wat in die binnekamer met 'n toedeur kruip op die grond en worstel met God. Of wat vrae stuur. Help my asseblief, hoe moet ek dit begryp? Ek sukkel met hierdie ding. Dis die ernstige mense wat dit doen. Johannes die Doper was 'n ernstige man. En omdat hy so ernstig was met sy geestelike dinge, het hy goed om gepla, toe hy sien Jesus doen nie wat hy dink hy moet doen nie. So, ons moet nooit hierdie gedeelte lees. Ek weet nie of daar iemand is hier, ek self ingesluit, wat hierdie gedeelte al gelees het, en dan skryf ons so half vir Johannes die Doper af nie. Ons moet dit nooit doen nie, want hierdie gedeelte, sy worsteling en dat dit hier opgeskrywe is in hierdie hoofstuk, is vir ons 'n verskriklike groot troos. Dit is 'n troos vir ons. Wanneer God se wedergebore kinders swoeg en sweet om sin te probeer maak van omstandighede en dinge wat gebeur of dinge wat nie gebeur nie, dan kom die sielevyand, die duiwel, altyd met daai meesterskyf van hom waarmee hy na Adam en Eva gekom het in die paradys ook. En dit is, hy plaas vir God in die beskuldigde bank. Het u agtergekom dat dit is waarmee die slang na Eva toe gekom het? Hy het na Eva toe gekom met hierdie vraag: is dit so dat God gesê het? Hy plaas daai twyfel in haar oor God se woord. En toe kom hy met die tweede, hy sê, nee, God het dit met jou nie goed bedoel, toe hy vir jou die gebod oor die boom gegee het nie. Hy het dit nie met jou goed bedoel nie. Ek bedoel dit met jou goed. Ek bedoel dit met jou goed. Maar God het nie. Hy sit hom in die beskuldigde bank. Dit is altyd dieselfde taktiek. En miljoene val nog altyd vandag daarvoor. En dit terwyl die Heilige Gees vir Jesus juis uit die dood laat opstaan het, en dat Christus getriomfeer het en nog steeds triomfeer vandag, dat hy magtiglik lewe. Dis die historiese feit dat Christus opgestaan het, en as gevolg van sy opstanding gaan dit op die ou einde duidelik wees, vriende, dat alle wantroue en uit al hierdie goeters in die Here was vertiel. Dit was vertiel gewees. Maar wie in daardie oorwinning van Jesus staan, is gelukkig en word baie pyn en lyding gespaar. Vers 7. Toe hulle nou weggaan, toe daai oukies van Johannes nou weggaan na hom toe met die antwoord, toe draai Jesus na die mense wat daar staan, en hy begin oor Johannes die Doper, ek kan sê agter sy rug praat, en sê, waarna het julle in die woestyn gegaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Hy praat met ander woorde oor wie was Johannes die Doper nou eintlik? Wat het julle daar by die Jordaanrivier gaan vind? 'n riet wat hierdie kant toe, hierdie kant toe, hierdie kant toe. Met ander woorde, het hy dalk sy boodskap van sy indringende prediking aangepas om mense te paai. En as die wind so waai, dan preek hy so, en as die wind so waai, dan preek hy so. Of om sy eie bas te red. 'n riet. Vergeet dit, sê Jesus. Vergeet dit. Hy was nie iemand wat gebuig het onder die druk van die samelewing nie. Hy was 'n man van rotsvaste goddelike oortuiging, en hy sit nou nog terwyl hy daar sit en twyfel. Hy's nou nog so 'n man. Wow, vriende. In 'n kerkere wêreld vandag waar mense se opinies soos die wind ronddraai, roep Jesus om vir ons om na Johannes die Doper te kyk. 'n Man wat vasgestaan het op die waarheid selfs in stormweer. Soos Efesiërs 4 sê, ons moenie wees soos mense wat soos die golwe heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer wat by ons verbykom nie. Ons moet staan. Met ander woorde, terwyl Johannes die Doper twyfel, prys Jesus hom aan. Omdat hy so standvastig gebly het. Kan jy dit glo? Moes Jesus nou nie vir hom eintlik 'n bestraffing of 'n ding gedoen het nie? Nee, Jesus prys hom aan. Die Here Jesus kyk nie na Johannes die Doper se tydelike wankelmoedigheid in daai oomblik nie. Hy kyk breër. Hy kyk oor sy hele bediening en lewe. Hy was nooit 'n riet wat geknak het as die lewe moeilik word nie.
Of as die Messias nie in sy boksie pas nie. So, as Johannes die Doper dan nou nie 'n wankelrige riet is nie, wat is hy dan? Wat het julle daar nie by die Jordaanrivier gaan vind? Vra Jesus. Wow. Miskien 'n man met deftige klere, 'n toga, uiterlike vertoon, rykdom. Dan moes julle hom in 'n koning se paleis gaan soek het, man. Julle op die verkeerde plek gaan kyk. Julle so 'n ou wil gehad het. Want paleisbewoners, hulle is nie lief vir die waarheid nie. Dit kos hulle te veel. Maar Johannes die Doper was rou, eerlik, eenvoudig in sy gesag. Het nie gehang aan sy welstand of sy welvaart of sy posisie nie, maar aan sy roeping van bo. Kyk, toe hulle weggegaan het, ons is nou by vers 8. Hy sê, wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere? Nee, die wat deftig aantrek kry in paleise. Moenie uiterlik oordeel nie, sê Jesus. Moenie dink omdat daai man daar geloop het met sulke klere, wat jy sulke sak jasse van sak gemaak en hy sprinkane wat hy geëet het en hy heuning. Moenie hom op dit oordeel en dink hy's nie 'n profeet van God nie. Moenie jou televisie aanskakel en die predikers wat blink en dit's net ringe en horlosies en diamante en die geld rol. So moenie dink dis die ware profete nie. God kyk nie na uiterlike goed nie. Jy moet inhoud soek. Nie blink verpakking nie. Onthou julle toe Samuel 'n koning moes aanwys, toe kom daai 11 seuns van Isaai daar verby. Jong, is oulike ouens hoor. Ek moet sê, al 11 van hulle. En hy sê hierdie ou is seker die koning. Dis nou 'n opvolg vir Saul. Dit hierdie ou, nee, God sê nee man. Hierdie ene, nee. Al 11 is verby. Nie een is God se keuse nie. Toe sê hy nou maar vir Isaai, maar het hy nie nog 'n seun dalk iewers? Ja, jy weet so 'n val seentjie, die jongste, hy so 'n klein val dingetjie, hy pas die skape op. Hy sê bring hom hier. Bring hy man hier. En toe hy aankom, toe sê God vir Samuel, dis die man. Staan op, vat jou olie, salf hom. Dis hy. Wat is dit nie mooi nie? En dan sê hy hierdie woorde. Dis eintlik hoekom ek die hele lang relaas aanhaal. Vers 7 van 1 Samuel 16 sê dan, die Here kyk nie na wat die mens sien nie. Die Here kyk nie na die uiterlike nie, maar na die hart. Tewens Jesus sê in Lukas 16, wat vir mense belangrik is 'n gruwel vir God. Ek kan nie vir u sê hoe verpes ek dit. Dit is nog baie flou, maar gelukkig groei hierdie verpesting in my. Ek is so dankbaar dat dit groei. Dit is 'n baie geseënde verpestelikheid wat ek in my binneste het. Hoe verpes dit my as ek sien hoe mense al die belangrike goed van die wêreld aanhang. Want dit beteken niks. Nul. Nou wat het julle dan gaan sien by die rivier? 'n Profeet? Iemand deur wie God praat en wat God se woord praat, dis 'n profeet. Ja, dis hy. Julle het dit. Hy is 'n profeet, maar julle het dit heeltemal verkeerd nog. Hy is baie meer as 'n profeet. Kan jy glo Jesus sê dit van 'n man wat sit in twyfel? Hy is baie meer as 'n profeet, want hy is heeltemal anders as al die ander profete voor hom. Want hy het my direk gesien en my direk aangewys as die Messias, en al die ander profete voor hom kon dit nooit doen nie. Hulle het net oor my gepraat, maar my nooit gesien nie. Kyk, daar sê hy dit vers 9, hy sê, maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Nog meer as 'n profeet. Johannes die Doper het nie net soos Jesaja en Esegiel en Daniël en
En almal, hy het nie net die koms van die Messias voorsê nie, hy het hom gesien en hom direk aangewys. Daarom is hy meer as 'n profeet. So wie is hy dan? Wie is Johannes die Doper dan? Hy is die een wat Maleagi 400 jaar tevore van gesê het, my boodskapper, sê God, gaan voor die Messias uit en die pad vir hom regmaak. Dis wat Maleagi, dit is wie Johannes die Doper is. Hy is die een wat die pad gereed gemaak het geestelik. Hy's nie 'n randfiguur of 'n toevalligheid in die geskiedenis nie. Hy's die vervulling van God se belofte, vers 10. Hy's die vervulling van God se belofte. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, dan haal hy uit Maleagi, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou, dis vir die Messias, gereed maak. Hy moes die pad onder die Jode geestelik voorberei vir Jesus, die begin van Jesus se bediening. En hy het nie die aandag op homself getrek nie. Hy sê in Johannes 3, hy moet meer word en ek minder word. God gaan altyd vooruit, vriende. Voordat Jesus geopenbaar word, berei God eers 'n pad. En ek glo met my hele hart dat dit is hoe God ook werk in herlewings, ware herlewings, God gewerkte herlewings. Hy berei altyd eers 'n pad voordat hy begin werk. En wanneer daai padvoorbereiding begin in 'n gemeente, dan weet jy dat die Here is op pad met iets groots. Daar's maniere hoe jy kan sien dat God die pad besig is om die pad voor te berei. Is nie noodwendig vol kerke nie. Maar jy kan sien, die eerste ding wat groei wanneer God die pad vir herlewing voorberei, is 'n styging in die honger na gebed. Dis die eerste ding, altyd eerste. Die gebedsbijeenkomste raak massief. Massief. Self. Niemand sê, toe, dis 6 uur nie. Self. Wys jy die Heilige Gees roer die pot. Die tweede ding wat jy begin agterkom, is dat in die eredienste 'n doodse stilte van die Here se teenwoordigheid is, asof die kerkgebou pregnant is met God se teenwoordigheid en mense begin letterlik huil en kerm oor hulle sondes. Hulle kom onder conviction, oortuiging van sonde. Dis nie meer, is 'n mooi preek nie. 'n Besoeker wat onlangs hier was, 'n paar Sondae gelede hier was, het gesê, dit was vir hom of haar, ek kan nie onthou of dit hom of haar was nie, dit was die wonderlikste ding om in die teekamer te hoor dat die mense in ander gemeentes waar hy of sy was, maar die wonderlikste ding om te hoor dat die mense hier oor die evangelie daar in die teekamer praat. Hulle praat geestelike goed. God berei 'n pad. Dis my gebed vir 2026. En daar's een man wat moet voorloop en dis ek. En ek weet dit. En daarom spoor ek niemand aan om dit te doen. Toe iemand vir General Booth, William Booth, vra, meneer, hy was die generaal van die huisleer, 'n man wat herlewing geken het, 'n man van gebed, toe iemand vir General Booth vra, meneer, sal God weer herlewing stuur? Toe sê General Booth, ja, hy sal, maar wie gaan die prys betaal daarvoor? Wie is bereid om die prys te betaal vir herlewing? Die Here Jesus gaan voort, en dis vir my so wonderlik eintlik om dit te sê, want 'n mens sien die Here se hart so wonderlik hier. Hy sê van dieselfde man wat daar in die tronk sit en twyfel, sê hy, niemand op die aarde was nog nooit groter as Johannes die Doper nie. Hy sê nie 'n woord van hoe pateties Johannes die Doper nou uitgedraai het nie, of wat op aarde gaan met die man aan nie. Nee, hy sê hy is groter as almal wat ooit gebore was uit 'n vrou. Is dit nie verbuisterend nie? Jesus se hart. Hy verhef daai wankelende Johannes die Doper, verhef hy bo al die profete. Hy's groter as Abraham, hy's groter as Dawid, hy's groter as Elia, hy's groter as almal. Want hy was die voorloper van die Messias, so hy's groter. En tog is die kleinste mens in die koninkryk van God groter as Johannes die Doper. Want ons lewe na die kruis, na die opstanding, na die Heilige Gees se volheid, in die nuwe verbond waar Johannes die Doper nooit was nie. Daarom is die kinders van die Here in die nuwe verbond groter as Johannes die Doper.
Want hy was die laaste Ou-testamentiese profeet. Kyk, Jesus sê dit by vers 11, hy sê, ek verseker julle, onder die mense op die aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Dit bedoel al die kinders van die Here nou in die nuwe verbond, tot by ons ook vandag. Johannes die Doper was groter as sy voorgangers, die profete. Hy was groter want hy het vir Jesus met sy oë gesien en hom aangewys as die Messias. Maar almal na hom, die kinders van die Here tot vandag, is groter as hy, want hulle lewe na die opstanding van Jesus en het die volheid van die Pinkster Heilige Gees ontvang en lewe in die nuwe verbond wat Johannes die Doper nooit gesien het nie. Voel die somtyds gering? Voel die somtyds te gering vir die koninkryk van God, dat u tot weinig in staat is? Moet dit nie glo nie. As u 'n kind van die Here is vanmôre, is u groter as Johannes die Doper. As Christus deur sy Heilige Gees in jou hart regeer, is jy op 'n plek en 'n posisie waar Johannes die Doper nooit was nie. Van daardie oomblik af, wat die Here Jesus in lewende lywe begin bedien het, en dwars deur sy dood en sy opstanding, en sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, tot op 4 Januarie 2026, breek God se koninkryk sonder menslike hulp self 'n pad oop deur die granietrots van 'n verlore wêreld se klipharte. Dis wat God doen. Johannes die Doper het dit nooit beleef nie, maar ons beleef dit. Daarom is ons groter as hy. Kyk hoe stel die Here dit in vers 12. Hy sê, sedert die dae van Johannes die Doper tot nou, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan kry dit in besit. Dis stormagtige woorde hierdie, heilige woorde, ernstige woorde. Vriende, niemand soek uit eie wil of eie begeerte die koninkryk van God nie. Niemand doen dit nie. Die koninkryk kom breek vir homself 'n pad oop in mense se harte deur die woord en gees. En die mens by wie die koninkryk so 'n pad kom oopbreek, kom met eens tot aksie van sy of haar kant af en span hom of haar kragtig in om dit syne of hare te maak. Elke mens wat tot bekering kom is 'n mens wat die koninkryk met heilige geweld inneem. Omdat die koninkryk eers 'n pad vir homself in jou hart oopgebreek het. Sjoe! Dink aan die geweld van die bekerings in Handelinge 2 na Pinkster van 3000 op een dag wat by Christus gevoeg word. Johannes die Doper het dit nooit gesien nie. Maar kyk die stopteken. Hy sê in vers 13, hy sê al die profete en die wet het tot op Johannes die Doper geprofeteer. Jy sien daar's 'n stopteken in die heilsgeskiedenis. Tot op die hele Ou Testament. Die hele Ou Testament, die wet en die profete het soos 'n lang ry rigtingwysers, het hulle almal na een bestemming gewys. En Johannes die Doper was die heel laaste een van hulle wat die rigtingaanwyser was. Hy was die laaste een. Tot op sy tyd was die mense in die wagkamer van die belofte van God. Maar met Jesus het die belofte self by die deur kom instap. En nou is al daai Ou Testament profete se rigtingwysers het nie meer 'n funksie nie. Want ons lewe nie nou meer in die tyd van wat nog gaan kom nie. Ons lewe in die lig van hom wat al reeds hier is. Daarom moet ons baie mooi let op daai twee woordjies, tot op. Tot op. In Christus is alles ja en amen, wat God in die Ou Testament gesê het, die rigtingwysers. 'n Lang rits, jy kan by Adam begin, rigtingwysers, een na die ander, tot by Maleagi en dan oor na Johannes die Doper, toe hy is die laaste een, rigtingwysers. Al die rigtingwysers wys na een moment, en dis Christus Jesus. So die wagtyd is nou verby, die koninkryk breek nou vir homself 'n pad oop, en 'n mens kan jou inspan in dit omhels.
En daarby was Johannes die Doper die Elia. Kyk vers 14, ek haas my deur die res van hierdie verse. As julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom, wat die ou Jode het almal volgens Maleagi se woorde 400 jaar tevore het al die ou Jode het hulle gewag vir hierdie profeet Elia om terug te kom voordat die Messias sal kom. En Elia kom nie, en Elia kom nie, en Elia kom nie, en toe kom Elia hier onder hulle neuse in die persoon van Johannes die Doper met dieselfde salwing, krag en vuur en roeping as Elia. Maar hulle lees nie hulle lees dit nie reg nie, hulle mis dit. Maar God het sy woord gehou, vriende. God het sy woord gehou. Sagaria het vir Elisabeth gesê, het vir Sagaria was die pa, wie was die engel tog nou? Gabriel het vir Sagaria, Johannes die Doper se pa gesê, 9 maande voor die tyd, het hy vir hom gesê, hierdie seentjie van jou, Johannes, sal voor die Here uitgaan in die gees en krag van Elia. Hy is die Elia wat sou kom. Dit het die engel al gesê. Gabriel, as ek reg is, ek dink is Gabriel. So, as Johannes die wegbereider was, wie is Jesus dan? Hy is die koning. Sonder enige twyfel. Die koning. En dan sluit Jesus sy verduideliking af met 'n geestelike wakkerword alarm. Hy sê, wie ore het, ouwens, wie ore het, moet luister. Luister. Nie fisiese hoor nie, die ingesteldheid van die siel. Moenie dat hierdie waarheid by jou een oor ingaan en by die ander een uitglip nie. Luister. Hoor beteken om te gehoorsaam. Gehoorsaam beteken om te hoor. Gehoorsaam. Hoor. En laat die woord jou kan verander. Die reuse probleem is egter dat die mens van nature en deur die sonde verdorwenheid nie kan luister nie, al het hy ook ore. Dit is die hele moeilikheid van alles. So was dit die geval gewees by die grootste persentasie van daardie Jode daar in daai tyd, die wat hulle nie bekeer het nie, die meeste dus wat hulle nie bekeer het nie, in die tyd van Johannes die Doper en in die tyd van Jesus se bediening, was daar hierdie massas wat geestelik hardkoppig was, wat met die een verskoning na die ander een gekom het oor waarom hulle nie Johannes die Doper en Jesus se boodskap kan omhels nie, en hulle nie kan inspann om die koninkryk in te gaan nie. Hulle wou hê God moet volgens hulle reëls speel. Hy moes in hulle boksie pas, in plaas daarvan dat hulle op sy boodskap reageer. Hulle het 'n kritiese gees gehad, wat altyd fout gevind het met die manier waarop God werk, sodat hulle nie hoef te bekeer nie. Geen metode wat God gebruik het, of persoon wat hy gestuur het, was ooit goed genoeg vir hulle nie. Hulle harte was gesluit vir die waarheid, ongeag hoe God dit aangebied het, of dit Johannes die Doper was wat dit gebring het, en of dit Jesus wat dit was gebring het. Hy het gesê, nee is nee, punt. Hoe gaan hulle dan gered word? Nou illustreer Jesus in die res van die paragraaf hierdie hardkoppigheid en hierdie verskonings waarmee hulle die lewende God in sy boksie probeer inpas het. Verduidelik hy nou in verse 16 tot 19, en daarom lees ons 16 tot 19 as 'n eenheid nou, en gaan ek baie vinnig 'n opmerking daaroor maak, alhoewel ons moes minstens 3 kwartier daar gehad het om dit te kon doen. Hy sê, wie ore het moet luister, en dan gaan hy verder, 16. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Nou, hierdie Joodse volk wat so halstarrig is. Hy sê, waarmee moet ek hulle? Hulle is net soos kindertjies wat op die markpleine vir mekaar sit te roep. 17. Nie daar nie. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Dis wat hulle roep. Ons het 'n treurlied gesing, julle het nie gehuil nie. Dis 'n begrafnislied. Gaan nie net gou terug gaan na 17 toe, Abby. Ek wil gou vir julle vra dat julle kyk en ek gaan nou die antwoord gee. Maar van wie? Vers 17. Wie is die 2 groepe daar van wie jy praat? Dink so lank aan die, moenie sê nie. Dink aan die antwoord gou. Wie? En jy sien dus 2 groepe. Ek het eintlik die antwoord al tevore gegee. Ek gaan die antwoord nou gee. Nou, wag net vir hom. 18. Johannes 8, nou ja, hier is die antwoord.
Ek het gedog, ek gaan nou die antwoord gee, nou gee Jesus dit. Johannes het gekom en nie geëet en gedrink nie. Met ander woorde, wat sê van die twee liedere is dit? Begrafnislied. Hy het nie gekom of geëet of gedrink nie. Hy het asketies gelewe. En hulle sê, hy het 'n duiwel. Ek sê jou, hy is demonies, daai ou. Ek het gekom. 19. Wat 'n lied is dit? Wat 'n lied is hierdie? Die feeslied. Ek het gekom. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. En hulle sê, hy's 'n vraat en hy's 'n wynsuiper, sê ek vir jou. Los hom uit. Hy's 'n vriend van sondaars en tollenaars. Hy sit saam met hulle. Maar God, nou weer Jesus wat praat. Maar God tree met wysheid op en sy werke wys dit. Vriende, ek is so opgewonde oor hierdie paragraaf. Nou, kyk nou net hoe laat is dit. Wat moet ek nou maak? Jesus vergelyk, kyk gou of jy dit kan vang en dan bid ons. Jesus vergelyk die Joodse leiers en die ongelowige skare met kindertjies wat weier om saam te speel. As die een groep 'n vrolike liedjie sing, dan wil die ander nie dans nie. As die een groep 'n hartseer liedjie sing, dan wil die ander nie huil nie. Met ander woorde, praat God deur Johannes die Doper, dan sit sisse so. Nee, hy is van die duiwel. Praat God deur die Messias self? Nee, nie goed genoeg vir ons nie. Hy's 'n vraat en hy suip wyn. Met ander woorde, het gaan oor hoe die mense op Johannes die Doper en Jesus se bedieninge reageer het. Dis waaroor dit gaan. Johannes die Doper was ernstig en streng en 'n sprinkane geëet, hy wat in die woestyn gelewe en as keuse, maar hy het hom verwerpe gesê hy's demonies. Jesus het gekom en waar hy genooi was, het hy met graagte met mense geëet en gedrink. Dis die vrolike fluitspel. Maar hulle het hom verwerp en gesê, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Johannes en Jesus was gekritiseer, maak nie saak wat hulle doen nie. En dit was skandelik van die mense. Vriende, weet jy, as 'n mens in gedagte hou hoe dat gegiste druiwe of gegiste vrugte wat dus alkoholies is, geword het. As 'n mens in gedagte hou hoe dat gegiste druiwe of vrugte in die ou antieke Midde-Ooste geweldig verdun was, met water of melk of vrugtesap, en dit in daardie warm woestynwêreld algemeen as 'n soort koeldrank gedrink was. Algemeen. Kinders het dit gedrink. Absoluut veilig. Met geen risiko om geaffekteer te word nie. Dit was deel van die mense se etenstafels. As 'n mens dit in gedagte hou, dis die agtergrond, dan was dit absoluut skandelik. En ontsettend onregverdig van die Jode om Jesus as 'n wynsuiper uit te skel. Net omdat hy, anders as Johannes die Doper, wat asketies geleef het, net omdat hy by mense, ook sondaars en tollenaars, gaan eet het, en hierdie tipe drank gedrink het, wat kindertjies ook gedrink het. Daar was nie 'n manier hoe hy onder die invloed van alkohol kon kom van daardie tipe verdunde drank nie. Nie 'n manier nie. Maar nou word hy as 'n wynsuiper uitgeskel. Terwyl hy sonder sonde en in totale gehoorsaamheid aan sy Vader gelewe het en hy nooit daardie drank sou drink indien daar 'n moontlikheid was dat dit hom kon affekteer of skade berokken nie. Hy sou dit nooit doen nie. Maar so stief was hy behandel en name genoem. Ek noem dit absoluut gemeen en gruwelik. En dit is 'n uitbeelding, wil ek vir u sê, nie net van die Jode van daardie tyd nie, maar van die mens as sulks,
se natuurlike hartsingesteldheid teenoor die Here en sy woord. As hy nie in my boksie pas nie, dan wil ek niks weet nie. Dan skop ek vas. En nou verstaan 'n mens weer vers 12 beter, waarom God se koninkryk eers vir homself 'n pad in 'n mens se hart moet kom oopbreek, deur God se werksverrigting alleen, alvorens jou vlaggies val. En jou verskonings verdwyn. En jou argumente teen die Here en sy woord wegsmelt. En jy radeloos op die grond neerval, in gebrokenheid en trane en snikkend, jou siel inspan, om God se koninkryk in besit te neem. En so begin jy dan met eens in die proses van om in sy boksie te pas. En begin jy om vir die eerste keer in jou lewe werklik te lewe. Want dis op hierdie punt wat 'n mens regtig begin lewe vir die eerste keer. Hoeveel het kinders van die Here nie te danke aan die feit dat God se koninkryk vir homself 'n pad oopbreek nie? Ek wil vir u sê, ons het alles daaraan te danke, want uit onsself sou ons altyd soos die ou Joodse volk gebly het. As dit van ons moes afhang. Amen. Kom ons bid net 'n woordjie en dan gaan ons die offergawes insamel. Here, ons dank U dat U vir ons nie los waar ons is nie, maar dat U ons roep na iets dieper. Hoewel ons dikwels ook maar is soos die kinders op die markplein, niks is ooit goed genoeg vir ons nie. En ons het altyd verskonings. Altyd. Maar dankie dat U ons nie oordeel oor ons tye van twyfel nie, maar ons herinner aan wie Jesus is. Dat ons selfs groter as Johannes die Doper is, as gevolg van die nuwe verbond. Here, ons bid dat ons nie net hoorders van hierdie woord vanmôre sal wees nie, maar met heilige geweld die koninkryk in besit neem. En op te hou om vir U in boksies te probeer sit. Gee vir ons die genade om eerder ons lewens by U te wil aanpas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.